Dankie Here dat ons in die teenwoordigheid mag ingaan. Dankie vir die allerheiligste wat weer oopgemaak het en dat die koninkryk in ons is vandag. Ons saam hier kan sit, Here, wat 'n voorreg is dit nie en Here, ek is eintlik skaam omdat ons so min saam met U sit, Here. Ons het die voorreg om by U te wees en saam met U te wees en deel van U te wees. Here, is die grootste voorreg in die wêreld. Is die grootste voorreg in die hemel en op aarde, Here. Wie is daar soos die mens? Het ons meer as engele gemaak, Here, of engele is onder ons, Here. Is die liewer as die lewe. Ons is die enigstes wat in U beeld gemaak is. Jesus, dankie Heilige Gees, vul hierdie plek. Dat U tot die engele aangaande ons opdrag gee, Here. Maar dit gaan alles oor U. En ons kan vanaand net in U teenwoordigheid sit. Dankie Heilige Gees. Vul hierdie plek. Jesus. Amen. Sy vriende kan plekke neem. As hy, great, welkom aan almal. Ek dink die laaste ruk, een van die goed wat die Here net intens my besig is om nie weg te gaan van ons roeping af nie, van waarvoor hy ons roep. En een van die goed waarvoor hy ons roep is vir oprigting. Om jou op te rig in 'n plek waar jy aktief deur hom gebruik kan word. En vanaand wil ek spesifiek fokus op drome, interpretasie daarvan, uit 'n plek uit dat jy meer gebruik geword, meer deur hom gebruik kan word en uit 'n plek van oprigting uit 'n plek van verstaan uit. Maak dit sin vir jou? Drome is veronderstel om nog 'n groter deel van jou wapens te wees, nog 'n groter deel van die kragwerking in jou te wees. En vanaand gaan ek my bes te doen om dit so eenvoudig as moontlik te maak, want ek glo dit is baie eenvoudig. Amen. Ek's nie heeltemal vir die gekompliseerdheid van drome nie. Want as die Here vir jou 'n droom gee, en is van hom af, wil hy hê dat jy dit verstaan, sodat daar 'n uitwerking op dit kan wees. Dis nie 'n mystery wat iewers agter 'n bos wegkruip, wat jy nou 50 mense se raad moet gaan vra oor, en dan nog vir 40 dae lê voor hom nie. Dis iets wat hy nou vir jou wil gee, of 'n waarskuwing, of 'n rigtingaangewende beweging van hom, so dis daar om te verstaan. Ja? En vanaand gaan ek jou help om dit so eenvoudig as moontlik te maak, sodat jy dit kan verstaan. Bly vir my saam, kom ons begin. Net om julle gesigte weg te steek. Bly vir my eers dan op Psalm 127 toe. En ek wil sommer daar begin. Span ons baie skrif wat nie op die bord is nie, hoor, so vra nou om verskoning, is my skuld, maar ons soveel goed het ek net deur die aand en deur die dag bygesit het. Ek voel belangrik is. Okay, Psalm 127, 1 en 2. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. En as die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly,
brood van smart eet, net so goed gee hy dit aan sy beminde in hulle slaap. So stop gou vinnig daar. Wie is die beminde van die Here? Okay, steek almal julle hande op. Kom ons kry dit daar uitgesorteer as jy nie weet nie, dis jy. En die Here wil in jou slaap met jou praat. Nou wie se lewe is redelik besig? As jou lewe soos my is, soos myne is, dan begin jy sinne korter maak. Soos myne is dat jy val eintlik net van gehoorsaamheid na gehoorsaamheid. John, ek weet nie. Partykeer sien ek vir John dan like hy John werk die hardste by die kerk en ja, haleluja. Maar ons hardloop van gehoorsaamheid in gehoorsaamheid. Ons is besig met ons roeping, ons is besig met dit vir die Here met ons deel. Maar die realiteit is net, jy het nie partykeer 10 ure om by die Here te sit nie. Jy beweeg in die volgende ding wat jy vir die Here doen. En dan kom die Here en in jou slaap gesels hy met jou want hy's lief vir jou. Wat ek sê? In jou slaap kom ontmoet hy jou. En hy gee vir jou 'n droom. En hy waarsku jou en hy praat met jou. So wees wakker in jou slaap nie. Maar wees wakker oor jou drome. Nou, hoe weet ek of 'n droom van die Here af is of nie? Daar's sekere drome wat net jou eie vrees is. Wat 'n konstante ding is wat terugkom. Iewers het daar iets in jou lewe gebeur en jy het 'n bietjie vrees daarvoor en dit kom weer en weer en weer. Maar dit is asof dit in jou sielsdimensie manifesteer, maar dit is nooit 'n geesding nie. Jy word nie die oggend wakker en voel, "Boah, daai droom, in my hart stuur dit. Ek weet nog nie heeltemal wat dit is nie, maar ons het iets wat in my hart gebeur as ek dink aan wat ek gisteraand gedroom het." Janine praat die Here baie meer in drome as wat hy met my in drome praat. Sy sal baie keer in die oggend wakker word en sê van ek het 'n droom, as ek soos, Jesus. En dan manifesteer dit. Dan gebeur dit, dan soos hier kom dit, verstaan? En ons het drome al 2 jaar terug vir die Here vir ons gegee het wat nou die laaste ruk begin manifesteer. Dan soos daar sit, verstaan? En die Here berei ons hart voor vir dit. Hy's lief vir ons en hy's met ons. Punt is net, as jy droom het en jy dink aan jou droom en ons niks wat in jou gees gebeur nie, is dit nie die Here nie. Hallo? Maar wanneer ek 'n droom het en ek word wakker en my gees stuur hieroor, dan gaan ek vir jou wys wat jy daarmee moet doen. Daar's stappe wat ek wil hê jy moet volg uit dit. Kom ons gaan sommer net na ons eerste stukkie wat ek regtig dink is belangrik. Handelinge 2:17, blaai van sien toe. Nou hier gaan ek 'n groot sleutel met jou deel rondom droom en interpretasie daarvan, hè. Droominterpretasie is my opskrif as jy nie geweet het nie en nie op die bord gesien het nie en nie geluister het nie en nie wakker is nie en nie hier is nie. Handelinge 2:17, is julle daar? En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees. Kyk, so wat stort hy uit? Gees. Daar's 'n kernbeginsel. So hy stort sy gees op jou uit en daar is 'n manifestasie van drome. Maar van waar kom dit? Sy gees. So wie moet baie aktief wees in jou droom? Ag, Jesus help ons. Heilige Gees. Want hy het die moeilikheid begin. Ek sal my gees oor jou uitstort en dan wat sê hy? In die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees. Julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle jongelinge sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom. Ja, sê dit jy's oud. Oud of volwasse in die gees, ek weet nie, ek dink is meer die volwasse nie. Ek gaan vir daai een liefie, nee. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort en hulle sal profeteer.
So, hoeveel keer word gees genoem? Gees, 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 gees. Ek wil jy moet hierdie sien, hierdie prentjie sien. As die gees die een is wat die droom aktiveer, wie is die een wat vir jou gaan vertel waar dit gaan? Okay, gaan huis toe, jy dit. Jy kan letterlik na huis toe gaan. As jy verstaan dat dis great om boeke te lees en 400 ouens se opinie te gaan hoor oor dit. Maar die droom is aan jou gegee, so die gees van die Here gaan vir jou wys wat dit is. Punt. Punt. Bang, daar val die hemel. Is nie so moeilik nie. Ja, maar JC, ek moet gaan lees wat dit beteken as daar vuur is. Wel, kom ons kyk 'n bietjie na daai redenasie. So vuur in die Bybel het gewoonlik goed verbrand. Offers verteer, stede verstaan? Vuur was maar nie 'n great ding altyd nie. En dan is daar daai een keer. Waar die Heilige Gees in tonge van vuur gekom het. So wanneer jy 'n droom het oor vuur, wil jy nie gaan oplees oor vuur en almal se opinie oor vuur nie, want jy gaan dink, "Ooh, die Here wil my verteer. Ek is 'n verterende vuur." Wat is dit nou? Is dit die Heilige Gees of is dit verterende vuur? Verstaan wat ek wil sê? So dis gevaarlik om te gaan lees wat aan sy opinies is in plaas van by die Here te sit en te sê, "Here, wat wil U vir my sê uit?" Ja, so eerste, wat doen jy? Is die droom van die Here af, ja of nee? As jy in jou gees 'n stir voel en lewe voel, is dit van hom af. As jy niks voel as jy daaraan dink nie, is dit jou eie insecurities of jou eie hurt wat manifesteer. Jou eie vrees wat vorentoe kom. Amen. Kyk, so dis jou lewe toets. Nou weet jy, ons lewe op. Nou begin jy met die Heilige Gees gesels oor jou droom. Hoekom? Hy is die aktiverende middel van drome, so hy is die een wat vir jou gaan wys en met jou praat daaroor. Punt. En ons nie regtig, daar's nie 'n ander antwoord op dit nie. Kan ek buitemateriaal gebruik? Ja, ek dink so. Dis okay. Maar moenie dat jou rigting vir jou aangee nie. Jy moet by die Heilige Gees sit en jy moet die prikkels in jou hart volg wanneer jy bid oor 'n droom. Nou hier is die ding, as ek en John presies dieselfde was, het hy van vleis gehou. Maar ons is nie. Met ander woorde, daar kan nie 'n set resep wees rondom die uitleg van 'n droom nie, want die Here gaan met John anders te praat as wat hy met my praat. Vir hom gaan hy 'n bokkom wys en die hemel en beloning. Vir my gaan hy geel vet biltong wys. Verstaan jy, ons beloning is anders? Okay. As die Here vir my bokkom wys, as ek soos Here, hoekom straf U my? Maar dis sy straf op my, sal bokkom wees. My punt wat ek wil maak is, dat drome en uitleg daarvan hoort aan die Here. Jy het die Heilige Gees in jou. En jou verantwoordelikheid, en ek gaan nou net vir jou 'n kort resep gee, is om by die Here die uitleg te gaan kry. Volgende, blaai vir my saam na Johannes 16:13 toe. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en toekomstige dinge aan julle verkondig. Nou die toekomstige dinge aan julle verkondig is deur 'n profetiese woord. Okay? Deur leiding van die Heilige Gees of deur 'n droom. Deur 'n droom. Wanneer die Here met ons gepraat oor daai golf wat kom? 2 jaar terug? 3 jaar terug. 3 jaar terug gee die Here vir ons 'n droom oor 'n golf wat kom en hy sê vir ons 2 manifestasies gaan gebeur. Altyd het gebeur. Altyd het gekom. En hy het ons voorberei op dit. Hy sê hierdie gaan gebeur, dan gaan die golf julle slaan. So ons weet ons 'n golf van sy manifestasie
want die tekens het gekom en 2 jaar terug, 3 jaar terug, toe Janine het vir my sê, so ek soos, ek voel die Here op dit, ek weet dis hy, ek weet hy praat met ons. Maar dis die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees wat interpreteer, dis die Heilige Gees wat werk daarin. Kan ek net dit vir jou sê? My punt wat ek wil maak, moenie 'n boek lees en voel, dis my interpretasie nie, want die boek sê so nie. Die boek is nie die Bybel nie, en die boek is nie die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees is die Heilige Gees, en hy is inwonend in jou, en hy wil met jou praat oor jou droom, en hy gaan met jou afsonderlik praat daaroor. Dankie JC, hy help absoluut niks nie, dis my plesier. Dis regtig my plesier. Okay? Die Here het jou genoeg gehelp om sy Gees vir jou te gee, luister nou net. Blaai vir saam na Filippense 2 vers 13 toe. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. God is besig om in jou te werk vir iets. Hy is besig in jou. Hy is besig in jou. En weer eens het ons kom baie keer op 'n plek wat ons lewe so besig is, dat die enigste koneksie of die enigste plek wat jy met jou kan praat is in 'n droom. Nee, in 'n droom. En dan die oggend wat jy wakker word en jy onthou alles, wat is die toets? Is daar lewe op dit of voel ek niks nie? As daar lewe is, dan gaan jy die volgende stappe doen wat ek vir jou gaan gee. Okay, as gaan nou net hierdie resep gaan, dan doen jy dit. Okay. Maar hy werk in jou. Ek ons kyk na 'n paar drome en ons analiseer dit 'n bietjie. Daniël 2 vers 28 gee al klaar vir ons 'n indikasie net van die Here se hart rondom drome. En dis Daniël wat hy praat, Nebukadneser, en hy sê vir hom, maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar, nê? Nee? En hy het die koning Nebukadneser bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur. U droom en die gesigte van die hoof op u bed was dit. So wat sê hy? Daar is 'n God in die hemel wat geheimenisse openbaar. So aan wie behoort die interpretasie van die droom? Die Here. Nie JC nie, nie iemand se opinie nie, jy by die Here in leiding van die Heilige Gees. Wat is die Heilige Gees? God met ons. In jou. So jy die volle interpretasie van jou droom binne in jou. Ja, maar jy sê dit gaan tyd en effort vat. Ja, dit gaan. Dit gaan. Maar as 'n plek wanneer daar lewe is, dan begin jy met die Here worstel. Jy begin met hom journey daaroor, jy sit dit neer, jy hoor by hom, jy gesels met hom daaroor. Ek blaai vir my saam, my volgende opskrif is die vrug van 'n droom. Wat moet die vrug van 'n droom wees? Galasiërs 5:22. Enigiets wat van God af is, sal die vrug van die Heilige Gees hê. Nou is die ding, ek gaan nou vir jou verduidelik hoe ek dit sien. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Kom ons begin net vinnig by liefde. So ek kry 'n droom 'n paar maande terug van 'n persoon wat my keel afsny. Gruesome, dit was bloed betrokke. Ek was soos, hierdie is wild. En die volgende moment, ek word wakker en ek voel hoe die Here vir my sê, dit is 'n waarskuwing. Nou, wat ek baie sal doen is, en ek dink kom ons kom net eers by hierdie stap, dan gaan ek dit gou vir julle verduidelik. So,
Blaai van bladsy 4, joke, ons nie bladsy 4 nie. Ek wil 4 stappe vir jou verduidelik in 'n droom. 4 stappe. Eerste is, wanneer jy 'n droom het, gee vir jou droom 'n titel. Ja, julle moet nou tik iewers, skryf iewers, notes iewers, WhatsApp iemand, ek gee nie om nie, maar jy moet hierdie 4 stappe vir my neersit. So ek kry hierdie droom van hierdie persoon, en ek gaan dit nou vir jou deur dit gaan, maar eerste is, jy moet 'n titel daar sit. En wat sê vir jouself, as hierdie droom 'n fliek was, wat sal ek dit noem? Wat sal ek dit noem? Okay? Wat sal ek dit noem? Nou kom, ons maak my fliek die aanval op Beweegkerk. Die day van Beweegkerk. Ek wil hê jy nou, verstaan, so ek sal dit my titel maak. Amen. Ek het 'n pen gebring. Okay, so eerste is titel, skryf of tik of doen iets, moenie so vir kyk nie. Weet ek jy gaan dit onthou nie, jy gaan nie. So my titel sal wees die dag. Okay, die day. Die dag. Nou weet die fliek daar was 'n fliek die day gewees, nê? Okay, so hoekom sal ek dit daai fliek noem? Want een van die grootste aanvalle wat Amerika geloods het op die Duitsers was wat? Die day was op die strand, was Cruise Summit, was hierdie aanval, verstaan? So in my kop sal dit my opskrif wees. Tweede, wat is die middelpunt van die storie? As jy 'n droom kan opsom in 'n middelpunt, skryf dit neer. Wat gebeur in jou hart as jy dink aan die droom? Wat is die kern daarvan wat die Heilige Gees met jou deel? So eerste, wat is die opskrif van jou droom? Tweede is, wat is die kern daarvan? Wat is die tema van dit? Waarskuwing oor die day. Die tweede sal ek sê, nê? Wat is die middelpunt, die tema hiervan? Waarskuwing. Okay. Derde is die effek. So sê vir jouself, daar's 'n effek, so daar's 'n tema of 'n titel, daar's 'n tema. Wat is die effek hiervan? Wat is die uitvloei hiervan? Wees versigtig en hou hierdie persoon dop. Wees versigtig en hou hierdie persoon dop. Die vyand is besig met iets. Okay, dis al. Dis die effek wat ek dadelik in my hart kry. Dis wat ek voel. So al hierdie word gedoen deur wie? Die Heilige Gees in jou wat vir jou sê, "Hey, hierdie is jou tema, nê? Of hierdie is jou titel, hierdie is jou tema, hierdie is die effek." En dan laaste is, as jy vra vraag. Wat se emosie voel jy? Ekskuus nee. Wat se spanning of vraag antwoord die droom? Wat se spanning of vraag antwoord die droom? Wat se spanning is daar in jou? Of wat sou besig om te gebeur? Nê? Wat antwoord hierdie droom? Okay? Hierdie persoon trek so 'n bietjie weg van my af. Ek sien hom nie so baie soos ek hom sien nie. Skielik kry ek hierdie droom waar hy my keel probeer afsny. Okay? Voel ek hy wil my doodmaak? Nee, maar voel ek hy wil die bediening seermaak? Ja. Wat sê die Here vir my? Wees net versigtig. Hou net dop. Moenie te veel toelaat nie. Moenie die persoon in sekere posisies toelaat waar hy gesag en autoriteit het nie. Hou hom daar en bid vir hom. Amen. Okay. So weer eens, dink aan jou droom. Wat se droom het jy gehad die laaste ruk? Wat sal jou titel wees? Wat sal jou tema wees? Wat se emosie voel jy wanneer jy dink aan die droom? Dis die effek, nee. Wat se emosie voel jy? Wat se emosie voel jy? Want emosie is die werking van die Heilige Gees. Die Here probeer iets in jou met jou deel hieroor. So wat's die emosie? Wat's die prikkels wat in jou hart opkom wanneer jy dink aan hierdie droom? En laaste is, wat is hierdie is daai vraag wat jy vra? Wat se spanning of vraag antwoord hierdie droom? Dit antwoord eintlik hoekom die persoon wegtrek, want hy is besig met sy eie agenda. Maak dit sin? Amen.
Nou kom ons gaan na 'n interessante persoon toe. En ek wil weer hierdie net vir jou vasmaak, hierdie volgende titel. So kom ons vat my D-Day weg. Halleluja. Gaan vir na Josef en Maria toe. Josef en Maria Matteus 1 vers 9:19. En Josef, haar man, omdat hy regverdige was en onwillig om haar in die openbaar te maak, het hom voorgenem om in die geheim van haar te skei. So stop gou vinnig daar. So hier kry Josef was besig met wat in sy hart? Egskeiding. Hy gaan haar los. Dis die ding wat in sy hart aangaan en die Here sien sy hart en hy besluit, wel Josef, ek gaan jou antwoord in 'n droom. Dis wat ek gou laaste een is wat? Nee, wat se spanning of vraag antwoord die Here in die droom? Wat is die spanning? Wat is dit wat by jou aangaan op hierdie oomblik? Wat is dit waar jy met die Here oor worstel? Hallo? Wat jy geveg voor die Here op hierdie oomblik? So Josef se geveg was dit gewees, nê? Nee? En toe kom die Here, titel, egskeiding, nê? Nee? Vers 20, maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, so dit het gemanifesteer in sy sielsdimensie, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Kyk, so, as Josef nou na my geluister het, sou hy 'n titel daar gesit het. Hy sou 'n tema daar gevestig het. Hy sou die effek daar gesit het. En dan laaste die vraag, die spanning, en hy kon homself daarop geantwoord het en gesê het, okay, dis wat aangaan, dis wat verstaan, want jy wil die droom uit mekaar uittrek, jy wil die prentjie daarvan kry, jy wil, en hoor gou mooi, wie gee die tema vir jou? Heilige Gees. Wie gee die storielyn vir jou? Die Heilige Gees. Wie wys vir wat is die spanning in jou hart? Die Heilige Gees. So ek wil weer die 4 stappe net vir jou gee. Titel, tema, effek en vraag. Nee, titel, as dit 'n fliek was, wat sal jy dit noem? Nee, Heilige Gees, wat moet ek die droom noem? Al jou egskeiding. Nee. Tweede, tema, wat is die middelpunt van die storie? Derde, is die opskrif effek. Wat se emosie voel jy wanneer jy dink aan jou droom? Wat se emosie kom by jou op? Vraag 4, wat se spanning of vraag antwoord die droom? Wat se spanning of vraag antwoord die droom? Nou blaai van Handelinge 9 vers 5 toe. Nou al hierdie titel, tema, effek en vraag kry jy by die Heilige Gees. Handelinge 9 vers 5 en hy sê, wie is u Here? En die Here antwoord hom, ek is Jesus wat jy vervolg, dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. So wat? Daar is 'n prikkel in jou hart wanneer jy aan die droom dink. So die volgende dag sit jy en jy dink aan hierdie droom, jy worstel oor hierdie droom, dan sal daar, wanneer jy sê, Here, wat is die tema? Wat is die besig met my oor? Sal daar 'n gedagte by jou opkom en jy sê, okay, hierdie is waaroor dit gaan. Hierdie is die titel, nê? Die tema is weer eens, wat is die middelpunt van die droom? Here, wat probeer u sê deur dit alles? Nê? Derde is, Here, wat is die effek? Wat se emosie voel ek nou? Wat is die effek? Okay? Skade aan die ministry. Laaste, wat se spanning of vraag antwoord hierdie droom? Wat die plek hoekom hy weggetrek het? Hoekom hy nie meer daar is nie?
En skielik weet ek, bang, 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 bang. Maar dis die Heilige Gees wat die prikkels in my hart antwoord, nê? Die konstante belewennisse wanneer ek elkeen van hierdie vrae vir die Here vra, sit ek neer en uit daai plek interpreteer ek die droom. Wil ek met weer herhaal of is dit genoeg? Okay, gaan kyk na die video na die tyd. So Josef kom, hy kry die droom. Dis wat in sy hart aangaan op die oomblik. Hy kan vir homself 'n kern, 'n titel daar neersit. Dis hierdie titel wat aangaan in my lewe. Hy kan die hele ding opsom, okay? Wat is die opsomming? Sy het skielik 'n pens gekry, sy's pregnant en hy was nie betrokke nie. Dis die storielyn. Dis iets ek weet dit was nie ek nie. Okay? Wat is die effek daarvan? Wat se emosie voel jy wanneer jy dink aan die droom? Die day. En dan laaste is, wat se spanning of vraag antwoord die droom? Wat dit gee vir hom 'n antwoord op wat regtig gebeur het. Amen. Nou hier is die realiteit. Kom sê dit vir mekaar. Vir jou om te vertrou dat die Here betrokke was by jou vrou wat swanger geword het. Daai is vertroue. Amen. Daar is 'n plek van ek moet rarig, die Here moet rarig met my praat, maar hier is die ding. Hoor gou mooi. Wie het jou gemaak? Die Here. Wie is die enigste een wat tussen siel, liggaam en gees kan insny? Die Here. Wie is die een wat jou kan praat dat daar totale vrede in jou hart is? Die Here. Hey, wie het al gevoel mense vertel vir jou iets, maar jy sê in jou hart is jy net soos ek voel nie die Here nie. Nee, alles klink goed. Maar hier binne in my gees is daar nie 'n stir nie, daar's nie 'n bewing nie. Daar's nie 'n skudding in my hart nie. Hoekom? Ek het die Gees en jy het die Gees. As dit die Gees is, gaan daar lewe in my hart wees. Is dit altyd daai vertrou. Is dit altyd daai vertrou. So vertrou wanneer jy die titel daar sit, wanneer jy die tema daar sit, wanneer jy die effek daar sit, wanneer jy die vraag daar neersit. Elke antwoord wat jy gee, dat jy lewe op dit voel, en vertrou die prikkels in jou hart. Almal van julle het al leer ken sy stem gedoen, as jy dit nog nie gedoen het nie, halleluja, Jesus help jou, sterkte vir jou lewe. Hoekom sê ek dit? Die dief kom om te steel en slag en verwoes. Ek het in die week 'n gesprek met 'n persoon, wat my vertel van hierdie persoon wat nou dood is, en shame, en almal is so shame. Ek sê, weet jy wat nie, shame se ding is. Eintlik is dit shame op sy geestelike lewe, dat niemand ooit vir hom die stem van die Here geleer het nie, want dit sou sy lewe gered het. En nou is almal heilig. Maar verstaan, plaas iemand ingegryp en sê, hy Pel, die dief kom te steel, slag en verwoes, ek het vir jou lewe in vol gegee. Vers 14, die stem van die Here red ons lewens. Punt. En as ons nie moeite maak om die stem van die Here te leer ken, gaan jy jou lewe iewers verloor, jy gaan iewers verkeerd kry. Ag, Here help ons. Toe maar jy sal 'n droom kry daaroor vanaand. Kom ons kyk na spesifieke drome waarom manifestasies was. Dan gaan ons bietjie in dit in. So die Here kan in jou droom vir jou roeping gee. Gaan van na Genesis 37 toe. So Josef kry die bekende droom oor sy broers wat voor hom buig. Daar het hy nog 'n ander droom gehad en dit aan sy broers vertel en gesê, kyk, ek het nog 'n droom gehad. Die son en die maan en 11 sterre het hulle voor my neergebuig. So wat gebeur? Die Here begin met Josef praat oor sy roeping. Hy begin vir hom sê, hierdie is wat ek met jou gaan doen. Hulle gaan voor jou buig. Jy gaan heers oor hulle. Nou, hier is die ding.
Wie in jou logiese verstand sal as die son en maan en sterre voor jou buig, dink dis jou familie? Wie sal nie dink as dit 'n lekker aand in die Kalahari en ons 'n sterre val of iets nie, verstaan? Dis hoekom jy die Heilige Gees nodig het. Dis hoekom jy die werking van God nodig het. Nou hier's baie interessant, wie het die droom dadelik uitgelê? Toe hy dit aan sy vader en sy broer vertel, het sy vader hom hard bestraf en aan hom gesê: "Wat is dit vir 'n droom wat jy gehad het? Moet ons werklik kom, ek en jou moeder en jou broers, om ons voor jou na die aarde neer te buig?" Die droom het afguns veroorsaak by sy broers. Hoor wat sy vader doen, vers 11. En sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in gedagte gehou. Sy pa was soos, hierdie is nie enige droom nie. Hierdie is lewe. Nou weer eens net, as daar afguns is nie, sal baie keer sien, moenie 'n droom met almal deel nie. Nie parels vir die varke gooi nie. Nee, ek weet dat die Here vir my, nou hier is die ding, 'n visioen en 'n droom is baie naby mekaar. 'n Visioen en 'n droom is baie naby mekaar. En om te profeteer is baie keer die uitleg. Die stem van die Here is die antwoord op die droom, die profetiese. Hoekom dink julle praat hy van 'n droom en dan praat hy van profetiese en werking van die Heilige Gees? Daai som vir jou alles op. Profetiese, droom, werking van die Heilige Gees. Dis jou 4 sleutels vir dit. Is om in daai plek te sit en profeties vir daai titel, daai kerring, daai vraag, om dit te vra daaroor en neer te skryf, daai leiding van die Heilige Gees, die prikkels in jou hart. Dis jy 'n droom uitsorteer. Maar hoor gou mooi, dadelik is daar iets wat sy pa se hart gebeur, want sy pa was wat? Lief vir die Here. En sy pa sê, hier is nie enige droom nie. Nou ek wil die volgende vir jou sê, dat as jy jou droom, moenie jou droom met almal deel nie. Gaan na mense toe wat geesgevuld is, wat vir jou is. Wie is die een persoon wat meer vir jou is as jouself? Jou pa. Ons ouers is veronderstel om die een persoon te wees wat jou back meer as enigiemand anderste. Nou wie is nog meer vir jou as jou pa? Jou pa. Jou hemelse Vader. Hy is meer vir jou as wat enige iemand vir jou is. Maak dit sin vir jou? Nou hier is die ding. Sy pa sê, wow, hy het hom bestraf. Ek dink suiwer maar vir sy boetie se suurgatte. Amen. Hy het hom bestraf, maar in sy hart was hy soos, daar's iets van jou roeping in dit wat die Here vandag met ons wil deel. Daar's lewe op dit. Ten spyte van hoe arrogant hierdie klink, daar's lewe op hierdie droom. Guys, eerste roeping. Tweede, nuwe openbaring. Nuwe openbaring. So wie glo dat ons baie keer 'n bietjie vas kan sit in ons manier van dink? Hallo? As jy vir my gevra het, wil ek ooit Kaap toe gaan? Daar's 'n gesegde, elke aap gaan na die Kaap. Ek was die laaste ou wat na die Kaap toe wou kom. Okay, sorry vir almal wat Kaap toe getrek het van Gauteng af. Maar almal hardloop Kaap toe. Hulle kom, jy sien die mooi see, koue water, wind wat waai en hulle sê hierdie wil ek hê, sand in my gesig die hele tyd. Okay. Amen. En ek was die laaste ou wat Kaap toe wou kom. Ek het regtig nie begeerte gehad nie, maar toe begin die Here deur die profetiese met my praat en die Here begin gesels en die Here begin drome gee en die Here begin praat en skielik weet ek toe, okay, die Here stuur my Kaap toe. Eers het dit begin by 'n profetiese woord. Nou ek wil hê jy moet sien, wanneer die Gees uitgestort is, daar die profetiese en drome, is alles gekoppel aan mekaar. Dis die stem van die Here, of dit is wanneer jy slaap en of dit is wanneer jy wakker is die stem van die Here. Amen. Nou ek kry 'n woord oor die Kaap en eers kry ek 'n woord oor herderskap. Nou die laaste ding wat ek wou wees is 'n herder. Dit is makliker om die bos rond te hardloop en as na die Here toe te lei en hulle te los vir iemand anderste. Amen. Regtig. Dis meer interessant om na jou te kyk. Nee.
Maar as jy nou vir my vra, na 20 jaar in die bediening, wat verkies jy? 100% herderskap, as om in die bos te wees. So die Here het iets in my hart kom doen. Maar eers moes hy profeties met my praat, eers moes hy 'n droom gegee het, eers moes hy vir my gesê het, hierdie is ek. En soos ek gehoorsaam was, kon die Here 'n skuif gedoen het in my hart. Amen. Nou kom ons gaan gou na Nuwe Openbaring, Handelinge 10 vers 9, gaan vir sien toe. Nou hierdie openbaring mag ons nie met alle kerke deel nie. Hoekom nie? Want as die ZCC's hierdie agterkom, gaan die varkvleis spring. Nou gaan ons nooit weer 'n goedkoop varkchoppie kan kry nie. So hulle glo nog steeds jy kan nie 'n vark eet nie. Kom ons los hulle in daai want hulle is die grootste kerk in die land. Ons wil nie hulle moet verstaan hulle kan vark eet nie, want eers dink aan die varkprys daar. Dan. Maar in elk geval, okay, daai is regtig 'n grappie en ek weet julle is ernstige mense, maar daai is snaaks. Dit was snaaks. Handelinge 10 vers 9. En die volgende dag terwyl hulle op die pad was, ek kyk of die regte plek is, van die stad, het Petrus omtrent die 6de uur op die dak geklim om te bid. En hy het baie honger geword en wou eet. En terwyl hulle besig was om klaar te maak, het daar 'n verrukking, nê, van sinne oor hom gekom. En hy sien in die hemel geopen. Nou daai verrukking is ook soos 'n tipe van 'n droom, 'n visioen, 'n droom. Sy twee hardloop baie keer aan mekaar. En hy sien in die hemel geopen en 'n voorwerp soos 'n groot laken na hom afdaal, wat aan die 4 hoeke vasgebind is en op die aarde neergelaat word. Daarin was allerhande 4-voetige diere van die aarde en die wilde en kruipende diere van die voëls van die hemel. En toe gaan 'n stem na hom, staan op Petrus, slag en eet. Dis waar die jagseisoen begin het. As dit nie vir Petrus was nie, het ons nou nog die cruise uitgelos. Maar wat doen die Here dan met hom? Hy het geglo, eintlik die logies wat daar gebeur het is, hulle het geglo dat die evangelie net vir die Jode was. En die Here kom en hy skuif by hom 'n ding oor kos en eet en wilde diere en onrein mense. Hy skuif hierdie onrein ding by hom en sê vir hom alles is nou rein. Met ander woorde, wees oop dat ek jou na mense toe stuur wat onrein is. Volgens die Joodse kultuur, dis eintlik wat daar gebeur het. So die Here kan by jou 'n skuif maak in 'n droom. Die Here kan kom en hy kan vir jou 'n woord gee en 'n skuif bring, want hy wil jou van rigting verander. Hy wil iets anders by jou bring. En net nadat terwyl Petrus al besig was om te dink daaroor, hy het geworstel daaroor, hoekom? Wanneer jy 'n droom kry, maak saak hoe weird dit is nie, en jy voel lewe op dit, moet jy met die Here begin worstel oor die droom. Soos ek vir gesê het, jy moet dit begin neerskryf, jy moet begin worstel met hom, jy moet praat met hom. En hy gaan deur hierdie worsteling, maar my volgende punt was, eerste was roeping, tweede was nuwe openbaring. 'n Nuwe openbaring. Ons gaan die derde punt toe. Dis eintlik dieselfde storie, dis net 'n bietjie voor dit, waar die Here met Kornelius gepraat het. So Kornelius, Handelinge 10 vers 3, gaan vir sien toe. Net 'n bietjie voor dit, hoe die hele droom begin. Daar was 'n man in Caesarea, 'n man met die naam van Kornelius, 'n hoofman oor 100 van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling. Hy het met sy hele huis was vroom en Godvreesend en het baie almoses aan die volk gegee en was altyd deur in gebed tot God. So wat gebeur? Hy het 'n gebed voor God gehad. Wie was hy? Hy was Italianer. Hy was nie 'n Jood nie. En in daai moment wil God die evangelie skuif,
Hy wil 'n ander teologiese beginsel losmaak om te sê dat ek gekom het vir alle nasies. Maar hy het geweet hy moes met Petrus op 'n sekere manier praat om vir hom te sê dat eet en slag. Eet en slag, ek doen iets anderste. Wat gebeur daar? En hy het dadelik in 'n gesig omtrent die 9de uur van die nag 'n engel van God na hom sien inkom en vir hom gesê: Kornelius. Halleluja. Was 'n bietjie skree op hom, né? Dis wat ek gewoonlik vir Kornelius in die middel van die aand sê as hy in die bed inklim. Kornelius. Korreltjie. En dan sê hy net skuif op. En hy het die oë op hom gehou en vol vrees gesê: Wat is dit, my Heer? Toe antwoord hy hom: Jou gebede en jou almoses het voor God in gedagtenis gekom. So die Here kan baie keer die antwoord op jou gebed in wat gee? 'n Droom. Hallo, jy moet eers bid. Hy het gereeld gebid, né? Vir die wat sê hulle is bietjie besig, hy het gebid. Hy het met die Here geworstel. Hy was in 'n proses gewees. Kan jy sien dat tot Josef was besig in sy gedagtes met hierdie ding en die Here kom antwoord hom en die volgende een wat? Hy's besig in gebed en die Here antwoord hom. Duidelik 'n engel wat met hom praat. Ek kry 'n paar jaar terug toe ek nie die eerste keer in Naam was, toe onthou daai droom wat ek daai middag gehad het. Ek het 'n middagslaapie gevang, 'n verrukking in die Here, né? En die volgende oomblik sien ek 'n diamant in my voorkop. En ek sê, word wakker, ek sê vir hy, ek het sien 'n diamant in my voorkop toe ek geslaap het, sien ek hoe 'n engel, was 'n engel gewees wat gekom het en 'n diamant in my voorkop gesit het. Soos hierdie engel wat aan my toe stap en hy vat 'n diamant en hy druk hom in my voorkop in. In my voorkop en hy was nie weird nie. Ek was soos En my volgende punt is die skrif sal baie keer jou droom interpreteer. Dadelik gaan soek ek skrif oor 'n diamant in my voorkop en ek kom op skrif af wat die Here 'n diamant in een van die profete se voorkop gesit en sê ek gee vir jou 'n harde kop om met die hardnekkige volk oop te breek. Hy het seker nie van julle gepraat nie. Wat met die Afrikaans sprekende mense, nê? Maak saak wat se klere is jy nie. As jy Afrikaans is, het jy 'n dik nek. As jy Afrikaans kan praat, is jy hardkoppig. Punt. En die Here sê vir my, ek maak jou voorkop nou hard dat jy kan deurdruk, kan oopbreek en kan staan op die waarheid en nie 'n sentimeter back off nie. Wie het my so leer ken? Amen. As jy hand nie opgaan het, dan ken jy my nog nie. Bly te kenne. Ek kry 'n droom en in een van my drome is ek 'n buffel. En die Here sê vir my, soos 'n buffel maak ek jou sterk om te storm en oop te breek. So ek weet waarvoor die Here my roep. So om oop te breek dat jy kan volg, om oop te maak waar jy nie wil oopmaak nie. Maar ek het dadelik geweet, jy's Here, diamant in my voorkop. So wat sal dit wees? Tot ons iets wat U wil oopbreek, Here. En ek kan alles uitmekaar uitsit, maar dadelik interpreteer die Here dit met skrif vir my en hy praat uit die Bybel met my. En hy sê daar's dit, dis wat ek met jou gaan doen. So my volgende punt op dit is dat die Here baie keer skrif sal gebruik om net met jou te praat, maar weer eens net, dis nie skrif sonder die Heilige Gees nie. Wie weet skrif sonder die Heilige Gees is wat? Dit kan droog, dit kan opdroog. Want hoekom? Die slimstes van die wêreld lees die Bybel en hulle verstaan dit nie. Maar wanneer ons die Bybel lees in leiding van die Heilige Gees, is dit lewend. Amen. Fonteine van lewende water. Ek sien nou eers hulle lyk dieselfde. Laat my dink aan double anointment.
Jy het gedink gesê gaan double trouble, nee? Nee. Nee, ek profeteer lewe oor hulle. Maar blaai vir my saam na Handelinge 10 vers 19. Net so 'n bietjie verder af. En terwyl Petrus nadink oor die gesig, sê die Gees vir hom: "Daar is 3 manne wat jou soek. Staan dan op, klim af en gaan saam met hulle sonder om te twyfel, want ek het hulle gestuur." Stop gou vinnig daar. So wie was weer betrokke? Die Gees. Maar wie moes nadink daaroor? Petrus. So Petrus kry die weer droom, hy kon dit dadelik bestraf het, maar daar's iets in sy hart wat hom laat nadink daaroor, want dit is van God gegee. En Petrus dink oor hierdie droom en die volgende oomblik sê die Here vir hom: "Moenie twyfel nie, die Gees, die Heilige Gees, die prikkels in sy hart, daai konstante belewenis wat jy net voel, yes, hierdie ding kom net weer, hierdie droom kom net weer, daai kom net weer, dit kom net weer, dit kom net weer." Waar is die Heilige Gees? Nee, soos Elia se kat gister. Die Heilige Gees. Okay? Die Heilige Gees. Moenie twyfel nie, ek het met hom gepraat, laat hy 'n kat koop. Ek sê, Here, hoe gaan ek met dit stry? Ek het dit nie die diens vanoggend was nie, jou eie skuld. Amen. Maar jy moet vir my sien, my volgende punt op daai was eintlik dat in jou journey, in die lewe interpreteer jou droom. Met ander woorde, in sy loop, in sy denke. Baie keer gaan jy net wandel en wie het al ooit 'n moment gehad waar jy gedink het ek het hierdie al gesien of ek het hierdie al beleef? Nee, die Heilige Gees wat 'n droom herhaal en vir jou wys. Dis wat ek wou doen. Ek kry eendag 'n droom en die Here sê vir my in my droom, wat ek met jou wil doen is nie net 'n kerk nie, wat ek met Beweeg Kerk wil doen, is groter as jy dink. En ek onthou, ek het hierdie klomp geboue gesien en ek het gevoel dit is hier's 'n gebou, daar's 'n gebou, daar's 'n gebou, daar's 'n gebou. Ek onthou in my droom was dit eintlik half ek moes nogal ver ry om by John uit te kom en ek dink John sal bly wees daaroor. Verstaan, ek was eintlik met 'n golfkarretjie ry om by John uit te kom. Hy was aan die ander kant. Amen. Rustig. En eendag ry ek deur Stellenbosch en ek weet nie wat die hoofstraat is nie. Ek ry daar daar waar al die geboue is. Hierdie kant en daai kant en daai kant. Dit ek so omkyk, sê die Here vir my, dis hoe die kerk eendag gaan lyk. Jy gaan 'n college aan die een kant hê, jy gaan 'n missions departement aan die ander kant hê, jy gaan 'n kinderkerk aan die ander kant hê, maar dit gaan 'n departement amper op sy eie wees. Jy gaan 'n auditorium aan die ander kant hê, jy gaan 'n tienerkerk apart hê. Dit gaan lyk soos al hierdie geboue om jou. Maar hoor gou mooi, in my journey, die saad was in my hart en toe ek al inry, toe sê die Here, kyk, dis wat ek gaan doen. Dis wat ek gaan doen. Wie wil ook net opgewonde in die gees as jy dit hoor? Gaan nie presies so lyk nie, ons gaan nie vrymeslaer tekentjies opsit nie en torentjies en weird goed nie. En wat die Here vir my wou sê en dit is daar gaan 'n verskeidenheid van geboue wees. So moenie te klein droom nie. Jy kan nie net 'n warehouse gaan koop nie. Dis die maklike opsie, gaan koop net 'n warehouse. Dis duidelik 'n warehouse aan die ander kant. Gaan koop net 'n warehouse en trek. Nee, die Here wil klomp verskillende aspekte daar neersit. Nou wie is ek om te stry? Wat ek vir jou wou sê is, in my wandel is die droom geïnterpreteer deur die Heilige Gees. So in my wandel was dit soos, dis wat hy sê. Petrus in sy wandel praat die Here met hom, maar weer eens, wie was aktief betrokke? Heilige Gees. Die Heilige Gees. Blaai vir nog genesing, genesing. Halleluja. Tweede diens. Blaai vir nog Genesis 40 toe. Blaai. Nou laaste,
wil ek vir jou sê, dat ons moet baie keer die Here vertrou, dat daar sekere mense is wat saam met ons kan bid, wat saam met ons kan bid, en wat ook die Heilige Gees het, né? Nou weer eens, hoe cool is hierdie? Dis weer Josef, hy is nou in die tronk, hy het goed gedoen, hy het die regte keuses gemaak, hy land in die tronk, omdat hy nie vir sy baas se vrou wou gegaan het nie, verstaan, hy het eintlik uit die venster uitgespring en weggehardloop van haar af, Josie se interpretasie. Sy het met die kleed in haar hand gesit, en hy was nie meer daar nie, woep, nee, en ek kan nie dit imagine, maar ek gaan nie dit imagine nie. En hy kom, hy's in die tronk en die Here elevate hom weer, want daar's 'n woord oor sy lewe, daar's 'n plek van gesag. Wat was sy salwing op sy lewe? Leierskap. Leierskap, en hy sê weer in leierskap. Hy word die hoof van die tronk, verstaan, hy klomp van die aanval onder hom, en wat gebeur? En hulle antwoord hom, ons het 'n droom gehad, nê? Dis die skinker en die bakker. Daar is niemand wat dit kan uitlei nie. En Josef vra hom, is die uitleg nie 'n saak van God nie? Vertel my tog. Ek wil weer vir jou sê, uitleg van 'n droom is 'n saak van God. Maar daar kan 'n plek wees waar jy sê, ek gaan bedieningsspan toe gaan, of ek gaan een van die leiers by die kerk net bel, wat 'n lekker sterk profetiese stem het, en ek gaan vir hulle vra om saam met te bid hieroor, en net die uitleg by God te kry. Hou op om die uitleg op klomp ander plekke te soek. Nee, hou op. Gaan soek dit eers by die Here. Gaan sit dit neer, soos ek vir jou gesê, daai 4 stappe, en gesels met die Here daaroor. Voel dit wat jy in jou gees voel, terwyl jy skryf, nee, terwyl jy daai titel neersit, terwyl jy daai tema neersit, daai effek neersit, daai vraag neersit, praat met die Here oor, kleer dit in, en laat hom toe om dit vir jou te openbaar. En dan laaste is, gebruik ouens vir wie jy lief is, om saam met jou te beraad. Jy weet wie die Here hoor, jy weet wie sterk profeties is, gaan na hulle toe, dat hulle jou help. Amen. Kom ons sluit af. Net daar waar jy sit, sê net, Heilige Gees. Ag, kom ons staan. Julle lyk dit sommer baie beter as julle staan. Julle lyk lus vir die dinge. Lig jou hande op, en ek weet ons sing nie na die liedjie, lig jou hande na bo nie, maar jy kan dit anders ook doen. Steek jou hande so uit na die Here toe, sê, Heilige Gees, dankie dat U drome aktiveer. Dankie dat in die laaste dae U drome sal gee. Kom oor my nou, Here. Aktiveer drome. Maar wys my ook wat U sê. Interpreteer dit vir my, Here. Sê, Heilige Gees, in Jesus naam, gesels met my. Deur drome. Daar begin hy, daar sluit ek. Sien so sleutels wat net oral oopsluit. Dankie dat U dit net oopsluit nou, Heilige Gees. Heilige, van julle is dit klaar oop, van julle is nou die eerste keer wat dit net oopsluit. Ek sien dit oopsluit. En dankie Heilige Gees, beweeg oor die plek nou. Jesus. Kosheterabati. Sê, Here, dankie dat die interpretasie aan U behoort. Lei my, Here. Amen. Kyk, so wat jy nie doen nie. Jy bel my nie hierdie week en sê, jy gaan nie glo wat gebeur het nie. Ek het begin, dis die Here se probleem en jou probleem. Amen. As jy glad nie by 'n antwoord uitkom nie, jy is meer as welkom om dan vir Janine te bel. Bless julle. Julle moet 'n amazing aand hê. Totsiens.